23 Augustus. Dank God elke dag vir die kruis. Vir ons het Christus die kruis verduur. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Filippense 2 vers 8. Vir die vreugde wat hom voorgehou is, het Christus die kruis verdra, die skande verag, en aan die regterhand van God gaan sit. Hy het aan die kruis as offer vir die wêreld gesterf. En deur hierdie offer kom die grootste seën wat God kon skenk, die gawe van die Heilige Gees. Hierdie seën is vir almal wat Christus aanneem. Die sondige wêreld is die slagveld vir die grootste stryd wat die hemel en die aarde nog ooit aanskou het. Dit is aangewys as die arena waarin goed en kwaad, hemel en hel die saak sal uitveg. Elke mens het 'n rol in hierdie stryd. Niemand kan neutraal bly nie. Mense moet die verlosser van die wêreld of aanneem of verwerp. Almal is getuies vir of teen Christus. Christus doen 'n beroep op almal wat onder sy banier staan om as getroue stryders saam met hom te stry, sodat hulle die kroon van die lewe kan erf. God het hulle as seuns en dogters aangeneem. Christus het hulle verseker dat daar in die koninkryk van die hemel 'n groot beloning vir diegene wag wat sy vernedering en lyding ter wille van die waarheid meemaak. Die kruis van Golgotha daag elke aardse en helse mag uit en sal uiteindelik seëvier. Die kruis is die middelpunt van alle invloede en daarvandaan gaan alle invloede uit. Dit is die groot aantrekkingspunt, want daaraan het Christus sy lewe vir die mensdom gegee. Hierdie opoffering is gedoen om die mens in sy oorspronklike volmaaktheid te herstel. Ja, en nog meer. Dit is gedoen om sy karakter heeltemal te verander sodat hy meer as oorwinnaar kan wees. Diegene wat die groot vyand van God en mens deur die krag van Christus oorwin, sal in die hemelse howe 'n hoër plek inneem as engele wat nooit gesondig het nie.